Ons tema vanoggend is, sal jy hom herken as hy die brood breek? Maar voor ons by die tema kom, wil ek iets met jou deel en dan wil ek jou iets vra vanoggend. Het jy al iets misgekyk? Ja, heeltemal misgekyk. Kom ons begin sommer by die mans, voor ek die storie met jou deel. Mans, wat is ons grootste probleem? Ons sleutels is altyd op soek. Ek weet. Daarom het jy 'n vrou nodig, want sy weet presies waar dit is. Dis net hoe dit werk. Maar ons kyk goeders mis. En gewoonlik as jy na iets soek, dan het ons daai sê ding in Afrikaans, as dit 'n slang was, het hy jou gepik. Maar hy's reg voor jou. Jy mis hom die hele tyd. En baie keer soek jy na iets, maar jy kry dit net nie. Nou, Woensdag het my kinders besluit, hulle gaan 'n Lego karretjie aan mekaar sit. Al die stukkies is uit mekaar uitgehaal, dit lê 'n hele tafel vol, 10,000 van hulle. Ek dink dit het hulle 9 ure besig gehou om hierdie stukkie ding aan mekaar te sit. Baie oulik, jy moet tot die enjinkie bou, jy moet al die fyn goedjies doen. Daar was onsaglike detail binne, maar ek kry nie 'n beter Afrikaanse woord daaraan. Maar dit vat ure. Maar as een probleem, dit lê die hele tafel vol. En dan begin hulle wonder, want hulle kry iets nie. Hulle soek en hulle kry hom net nie. En dan is daar iemand anders en hulle roep my partykeer of iemand en sê, ons kry nie hierdie dingetjie, kyk hierdie prentjie in die boek, hierdie instruksies, ons kry hom nie. En dan sê jy partykeer net rondkyk, daar is hy. En so soek mens die goed, want dit is hier voor jou, en uiteindelik, na 'n klomp ure, het hulle hierdie ding klaar aan mekaar gesit met al sy stukkies, en hy's 100% reg. Want is eintlik waaroor dit gaan. Die grootste uitdaging is eintlik om die goed te identifiseer. Daar's 'n boekie met prentjies in, maar jy moet dit raak sien. Want as jy dit nie raak sien, dan kry jy dit nie in die hande nie. Dan begin jy verkeerd bou, en glo my, ek het dit al een keer gedoen, en dan begin jy weer afbreek, en jy begin weer voor. Want later kom jy agter, en jy het iets gemis. Dit maak jou moedeloos. Eerlikwaar, as jy goeders begin soek, maak dit jou moedeloos. Ek het 'n rukkie terug 'n kantoorsleutel verloor, en ek is bekommerd, want mense kan nou by 'n plek en waar hulle nie moet nie, en jou hele dag is de mekaar. Want dit is in jou agterkop, en jy soek orals, en dit is 'n gesukkel. Tot iemand anders kom, en uiteindelik vir jou sê, maar daar is dit. Daar is soveel goed, wat ek en jy in die lewe miskyk. Soveel dinge. Ons sien nie altyd wat reg voor ons besig is om te gebeur nie, hoegenaamd nie. En dis nou maar op 'n fisiese vlak, dis op die lewe wat ek en jy elke dag sien, maar dan is daar 'n geestelike gedeelte. Daar's 'n geestelike wêreld wat ons nie raak sien nie. Dis nog nie vir ons beskore nie, maar tog is daar dinge wat die Here vir ons gee, en dinge wat hy laat gebeur, wat voor die hand liggend is, en ek en jy mis hierdie goed. Daarom wil ek 'n Bybelstorie vanoggend met jou deel oor iemand wat iets nie raak gesien het nie. So ek wil die storie begin met jou deel, en voor ons verder gaan, voor ons met die storie begin, kom ons maak Lukas 24 oop. Lukas 24, dis in die Nuwe Testament. Ons storie begin hier by vers 13. Ek gaan eers die storie met jou deel en dan na ons teksvers kyk, so jy kan my maar volg en kyk of ek dalk miskien iets mis. En as ek iets mis, help my reg. Maar hierdie storie, Lukas 24 vers 13, begin 'n storie. Bietjie agtergrond wil ek jou dadelik gee, is dat, onthou die Here Jesus het so pas opgestaan. Dis nou die Sondagoggend, of Sondag deur die dag. Jesus is reeds gekruisig, 3 dae is om, dis Sondagmôre, en hier gebeur iets. Daar's 2 volgelinge, jy sal sien in sekere van die verklaringspraat van 2 disippels van die Here Jesus, wat op pad is van Jerusalem, waar alles gebeur het, na Emmaus. Dis omtrent 12 kilometer van daar af, te voet. Hierdie 2 manne is besig om te stap en te gesels, te redeneer, te gesels oor dinge.
en te bespiegel die heeltyd, want hulle het gehoor van al hierdie goed, hulle was disippels van Jesus, maar waar hulle nou is, gesels hulle maar net oor dit wat gebeur het, want dit maak nie sin nie. Niks maak vir hulle nou sin nie. En hulle redeneer, en ek en jy kom ook baie keer op 'n plek, goed gebeur in ons lewens, maar dit maak nie sin nie. Terwyl hulle besig is om te stap en te bespiegel oor hoekom het goeders gebeur en alles, en jy kan gaan kyk daar in die woord, as jy besig is om saam met my deur te gaan, sluit die Here Jesus by hulle aan. Maar hulle herken hom nie. Jy gaan sien in sekere van die woorde, vertaling sal hy ook sê, en hy vra vir hulle, waaroor redeneer julle? Waarmee is julle besig? Waaroor gaan hierdie gesprek? Wat is nou so 'n ding? En jy sal verder sien, maar hulle sê met groot verbasing, maar weet jy nie wat het gebeur nie? Ek wil, hierdie is groot nuus. Dis op Facebook, Instagram, oralsters. Het jy nie gesien wat het gebeur nie? Daar is 'n man, Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy's doodgemaak deur mense, deur die leierpriesters, die owerhede, die fariseërs. Weet jy nie wat het hier gebeur nie? En dan gesels hulle verder en hulle raak op 'n plek half moedeloos. Want hulle het 'n sekere verwagting gehad, hierdie man, het hulle gedink is die Messias, en hierdie Messias gaan kom en hy gaan hulle verlos van al hulle moeilikheid. Dis wat ons almal altyd soek. Iemand moet ons verlos van alles. En nou het hulle hierdie probleem, dit het nie gebeur nie, hierdie teleurstelling is enorm. En hulle vertel verder vir hierdie persoon wat saam met hulle stap, dat hierdie ou gekruisig is. Onthou, hulle herken hom glad nie. En hy begin met hulle gesels. En hy begin vir hulle vertel van die Christus. Hy vertel vir hulle van hierdie Christus en wat moes alles gebeur het. Hy kom op 'n plek waar jy sal sien daar, wat hy die skrif beginne uitlê van Moses en die profete, en wat daar gesê is van hierdie man. En so het hulle aangestap. En nou begin ons skrifgedeelte, ek wil hê jy moet saam met my lees vanaf vers 28 af, want nou nader hulle hierdie dorpie, en kom ons kyk wat daar gebeur. Toe hulle nader kom aan die dorpie waarheen hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het sterk by hom aangedring, bly by ons, want dit is amper aand, en die dag is nog steeds verby. Hy het toe ingedraai om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle vir ete aangeleen het hy brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn. En hulle het vir mekaar gesê, wat was ons harte nie brandend in ons nie, toe hy met ons langs die pad gepraat en die skrifte vir ons uitgelê het nie. Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggegaan, waar hulle die 11 en die ander saam met hulle by mekaar gevind het. Nou jy hoor daar, en hulle het onmiddellik teruggegaan, so hulle het weer 12 kilometer teruggeloop, al was dit in die aand, want die dag was op 'n einde. En hulle het gesê, die Here is werklik uit die dood opgewek, en het aan Simon verskyn. Hulle het verduidelik hoe wat op die pad gebeur het, en hoe hy met breek van die brood aan hulle bekend geword het. Merkwaardige storie. Ongelooflik, jy sal sien, hy is net in hierdie een evangelie opgeteken, nie in die ander nie. Hierdie twee manne is in 'n gesprek met Jesus. Sekere Bybels gaan vir jou sê, is volgelinge, ander gaan sê, dis disippels. Dis nie van die 12 nie. Want daar staan Simon. Jy gaan sê, ja, maar daar is Simon, is een van die 12. Gaan kyk maar in Lukas, nadat die Here Jesus sy naam verander het, praat hy altyd van Simon Petrus. Dan sou ons geweet het, dit is die regte Simon Petrus. Dis maar een van die volgelinge. Jesus het meer as een persoon gehad wat hom gevolg het. Maar dis vreemd. Hulle is volgelinge, hulle is agter hierdie Jesus aan. Hoe lank is ek nie seker nie, dit staan nie in die skrif nie, maar hulle was elke dag by hom. Hulle was elke dag besig saam met hom. In sy geselskap, en hulle mis dit. Hulle besef nie wat aangaan nie. Hulle besef nie
Hoeveel keer het dit gehoor het, en die Here Jesus het vir hulle dit geleer, maar het het nie ingedring nie. Ek wonder hoeveel keer was hulle so naby aan hom, dat wanneer die skare by mekaar gekom het, hulle letterlik teen hom gestamp het. Maar hulle mis dit, Jesus was hier, nie daar nie, by hulle is sy disippels, hulle is naby hom. Maar hulle verstaan nie. Ek wil jou iets vra vanoggend, glo jy regtig, Jesus het opgestaan? Kyk, is maklik vir ons nou, 2000 jaar later, om die skrif te hê en te sê, hoekom het hulle dit nie raak gesien nie? Ons het dit alles hier. Maar ek wil graag in hulle skoene staan, hulle het nog nie mooi besef wat gebeur het nie. Maar ek wil vir jou vra vanoggend, ek weet jy sit in die kerk vanoggend, jy het toe nie gaan draf soos die ander mense in die dorp nie. Glo jy regtig Jesus het opgestaan? Dis 'n baie eenvoudige vraag. Almal in die wêreld vier die geboorte van Jesus. Daarom het ons Kersfees, alhoewel die meeste van die wêreld ook nie meer weet waaroor dit gaan nie. En dan kom dit by sy kruisiging en daar's Paasfees en ons vier dit. En die kruisiging is belangrik, moet my nie verkeerd verstaan nie. Hoeveel plekke sien jy nie 'n kruis in iemand se huis nie? Hoeveel plekke sien jy nie 'n kruis in iemand se tuin nie? Of miskien op hulle karre geplak. 'n Kruis is 'n simbool. En dan is daar soveel mense wat 'n hangertjie met 'n kruis om hulle nek dra. Met ander woorde, ons almal erken die kruis. En ons almal is dankbaar oor die kruis. En dan stop ons net daar. Daarom stop ek nou en ek wil vir jou vir 'n oomblik vra, besef jy regtig, Jesus het opgestaan? Of sukkel jy soos hierdie ouens? As daar nie 'n leë graf was nie, help dit nie ons is hier vanoggend nie. Alles wat ons in glo van God, gaan oor een ding, 'n leë graf. Sonder 'n leë graf, kan ons ook hierdie boek vat, en hom toemaak en hom nooit weer lees nie. Maar hierdie twee manne is op hierdie presies dieselfde plek om te sê, maar hulle is nou nie seker wat gebeur het nie, want hulle sê, hulle het gehoor dat die vrouens gesê het, Jesus het opgestaan. So maar hulle het hom maar net gehoor. Die ergste van alles is, as sy volgelinge, en ons gaan nou 'n paar dae terug, terwyl die Here Jesus op pad is Jerusalem toe, want nou gaan die kruisiging gebeur, het hy 'n hele paar keer hierdie woorde vir hulle reguit gesê, en ek wil hê jy moet saam met my blaai na Markus 10 toe. Markus 10 vers 33. En hoor 'n bietjie wat sê Jesus vir sy eie mense. En in die ander evangelies sê hy dieselfde, ons gaan net na een van hierdie skrifte kyk. Hoor 'n bietjie mooi wat sê hy vir hulle. Hy is nou op pad Jerusalem toe. Markus 10 vers 33, ek hoop jy het hom. Kyk, ons gaan op na Jerusalem, en die Seun van die mens sal aan die leierpriesters en die skrifgeleerdes oorgelewer word, en hulle sal hom ter dood veroordeel en aan die heidene oorlewer. Hulle sal hom bespot, op hom spoeg, hom geesel en doodmaak, maar na die 3de dag sal hy opstaan. Daar's nog baie tekste wat dit vir ons kan sê. Jesus was reg voor hulle. Jesus het vir hulle gesê presies wat gaan gebeur. Maar hulle het dit gemis. Ek het nou net 'n mooi sêding gehoor. Iemand het gevra vir 'n ander persoon, wat sou jy die graagste wou wees? Toe sê die persoon, ek wil so graag 'n disipel van Jesus wees in daardie tyd, een van die 12. As jy 'n bietjie gaan kyk en jy gaan vind uit op watter wrede manier al 12 van hulle doodgemaak is, en behalwe Johannes wat nog kon geskryf het aan Openbaringe. Dit was wreed. So partykeer moet ons mooier dink, wat wil ek presies weet? Maar hulle het saam met Jesus gestap, hierdie twee manne, en hulle het die heeltyd gesels saam met hom. Oor die skrif, oor wat gebeur het. Dis tipies mens. So het hierdie gesprekke. En wat doen Jesus? Want hy moet iets hiermee doen. Dis die God wat ek dien. Hy gaan iets met hierdie situasie doen. Jesus weet hoe werk 'n mens se kop. Baie duidelik.
Hy lê die skrifte uit, hy deel met hulle wat in Moses en alles gebeur het oor die Jesus Christus en die Messias wat moet kom. En dan is hy baie slim. Hy maak hulle nuuskierig. En hy skep hierdie geleentheid om te oornag by hulle. En hoor in vers 28, ek wil hom weer vir jou lees. Toe hulle nader kom aan die dorpie waarheen hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Dis tipies 'n mens, né? As iemand vir jou sê nie, hy wil nie 'n ding doen nie, dan sê jy nie, maar hy moet hom doen. As iemand sê, hy sien nie kans vir 'n ding nie, dan sê jy nie, ons moet hom doen. Jesus het geweet hoe om met hulle te werk, want hy wou gesorg het dat hy by hulle is. Hy wil 'n geleentheid skep, weer 'n keer. Hy gaan vanoggend 'n geleentheid vir jou skep. En hy skep hierdie geleentheid, al was hulle by hom vir so lang tyd, nou dat hy opgestaan het, is daar weer 'n kans. Is weer 'n kans om by hulle te wees. En Jesus gaan natuurlik in by hulle, hy saam met hulle aan die tafel, en dan is daar 3 goeters wat hy doen. Die eerste ene is, hy gaan sit by 'n tafel. Jy kan maar gaan kyk in die skrif, evangelies, Saggeus, hy het by hom gaan sit en eet. Levi of Matteus, 2 name, hy was by hom in die huis. Martha en Maria, hy het by hulle gaan sit en eet. En 'n paar disippels ook. Jesus weet, ek gaan saam met jou by 'n tafel sit. Die tweede ding wat hy doen is, hy doen 'n seëngebed. Daar's nog plekke waar hy ook 'n seëngebed gedoen het, voordat hulle geëet het. Toe die 5000 kos gekry het, het hy voordat hy begin het, opgekyk en 'n seëngebed gedoen. En dan het hy dit weer 'n keer gedoen met die nagmaal. En die derde keer wat hy doen is, hy breek brood. Om vir hulle te wys. Ek is nie seker watter een van hierdie situasies was presies die ene wat hierdie mans laat verstaan het nie. Maar toe erken hulle hom. Dan vra ek jou weer, sal jy hom erken as hy brood breek? As die Here Jesus saam met jou aan 'n tafel kom sit, en hy breek brood, sal jy dit reg kry om hom te erken? Vanoggend gaan ons by hierdie tafel sit. Ons gaan brood en wyn vat na sy gedagtenis. Ons gaan dit vinnig gewoonlik afhandel, want dit moet klaarkom. Want dit is hoe dit is baie keer. En dan wil ek jou vra vanoggend, met watse erns doen jy dit? Dis nagmaal, is maar net nog iets wat ons sê. Nagmaal is een van die grootste dinge wat ons oor en oor kan vier, want hy is op pad. Dis waaroor dit gaan. Besef jy regtig, wat doen jy as jy vanoggend by hierdie tafel sit? En daar word brood gebreek vir jou. Wie sit saam met jou aan hierdie tafel geestelik? Dis God se tafel. Hy het dit vir my en jou gegee ter herinnering, totdat hy terugkom. In sy woorde aan die nagmaaltafel het hy dit duidelik gemaak, hy is op pad terug. Dit stop toe nie by 'n leë graf nie. Jesus is op pad terug. Sy liggaam is gebreek vir my en jou. En ek wil hê jy moet vanoggend, ek nooi jou uit, wanneer ons nagmaal gaan gebruik, wil ek hê jy moet stil word met erns. Besef, dan kry jy 'n klein stukkie brood, breek hom vir jouself. En besef soos wat Jesus se liggaam gebreek is vir my en jou. Dis wat ons nodig het. Ons sonde is groot. En as dit nie was vir die nagmaaltafel nie, was ons verhouding met God nie op 'n goeie plek nie. En daarom is dit belangrik, ons saam met God aan hierdie tafel te sit, en sy gees te ervaar, en te besef, maar hy is God. Hy is die ene wat jou uitnooi na hierdie tafel toe, en hy gaan vanoggend saam met jou brood breek. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons sit vanoggend voor U, en dan besef ons maar, hoe eenvoudig ons is. Dan besef ons vanoggend maar, dis tyd om weer aan 'n tafel te sit, saam met U.
Dis tyd om aan 'n tafel te sit en net weer die tekens van brood en wyn te sien, met erns, want dit is wat U vir ons gegee het. Dis wat U vir ons gee elke keer wanneer ons hier kom sit. Elke keer wat ons by 'n tafel sit, dat ons U nie sal vergeet nie. En dat ons saam met U Gees U sal ervaar. En dat die Gees met ons sal praat. Here, dat ons oë nie sal toewees nie, maar dat ons U sal raak sien, elke keer wanneer U die brood vir ons breek. Amen. Ons hou nie van stilte nie, die ongemaklike oomblikke, want dis nie ons is nie. Ons gaan wag vir mekaar, ons gaan saam die nagmaal vanoggend hê. Dis het almal gekry, is almal reg. Enige iemand nie dalk oorgeslaan nie. Vriende, ja, ek wil iets vir jou sê vandag. Ons vat die brood en die wyn met 'n kelkie en julle sal sien, dis mooi kruisies, baie dankie Jaco. En ons vat dit en ons gaan en dis vir ons 'n vinnige sakrament. Maar in daardie tyd was dit 'n ete. En terwyl hulle met die ete besig was, het die Here Jesus vir hulle nagmaal bedien. Terwyl hulle besig was met die Pasga. En hoor die volgende woorde. Ek is baie lief vir hierdie skrif wat Paulus nogal skryf in 1 Korintiërs 11. Ek het van die Here ontvang, dis hoe hy dit toe deel met die mense, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem, en nadat hy die seën uitgespreek het, het hy dit gebreek gesê, dit is my liggaam, ter wille van julle, doen dit om my in herinnering te bring. Die Here Jesus het letterlik brood gebreek. En ek wil hê jy moet vir jou afbreek en dit aanstuur. Nie broodmesse gehad nie. En vir die mense wat aan die tafel sit, daar is vir julle nog botter en 'n mes ook. Ons maak dit baie keer, dis 'n ernstige ding wat gebeur wanneer die Here Jesus die brood gebreek het. Maar hulle was besig om saam met mekaar te kuier. En brood is gebreek, want dit is sy liggaam. En ek wil hê jy moet saam met my stil word. En kom ons neem die brood. Ek wil graag 'n skrif met jou deel, terwyl jy besig is om hierdie sakrament te vat van die brood. Jesaja 53 sê dit so mooi. Lang voor die Here Jesus, omtrent 700 jaar voor hom, is dit geskryf. Maar is baie duidelik in daardie hoofstuk, die Here Jesus se liggaam is gebreek vir jou tekortkominge. Die Engelse Bybel praat van jou transgressions, jou sonde, jou foute, jou siekte. Dis waarom sy liggaam gebreek is. Daarom moet jy vanoggend stil word, en ek wil hê jy moet vanoggend besef, soos die Emmausgangers, ek sit by God se tafel. Ek sit by God se tafel, en in my omstandighede, kom die Here, en hy breek brood. Hy breek sy liggaam vir jou, maak nie saak waar jy is nie. En later, soos die ete aangegaan het, 1 Korintiërs 11 gaan Paulus verder en hy skryf die volgende, so ook met die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, om my in herinnering te bring. Elke keer wanneer jy die beker vat, elke keer wanneer jy daardie kelkie vat, druiwesap of wyn, maak nie saak nie, bring jy die Here Jesus in herinnering. En dan sê hy dit verder so mooi, want so dikwels as wat julle hierdie brood eet, en uit hierdie beker uitdrink, verkondig julle die dood van die Here. Jy verkondig God se dood, deur net hier te sit, en brood te vat, en wyn te drink. En dan eindig Paulus met net 'n paar woorde, tot dat hy kom. Daar was 'n houtkruis, daar was 'n leë graf, daar's 'n Jesus wat kom. Elke keer wanneer ek en jy die nagmaal vat, en elke keer wanneer
die beker van gedrink word. En ek wil hê jy moet saam met my vanoggend die beker vat as sakrament van die Here Jesus Christus. Is daar enige iemand wat graag die beker sal verkies? Enige iemand? Dit is so mooi wat in Levitikus 17 gebeur het. Daar's iets meer. Die God sê vir Moses dat die lewe van 'n liggaam is in die bloed. En daarom gee hy vir ons hierdie bloed as versoening. Dis lewe. Die lewe wat in jou is, het God vir jou gegee. En jy herdenk dit elke keer as jy nagmaal gebruik. Kom van hom af. En jou lewe is in God. Metafories die bloed. En sonder God en Here Jesus se bloed aan die kruis, is ek en jy niks nie. Wil jy met jou oë toemaak en saam met my bid. Here, ons word stil. Ons besef, brood word gebreek. 'n Liggaam is 2000 jaar terug aan 'n kruis gebreek. U het opgestaan, u het self weer brood gebreek. Om vir ons te wys, maar wie en wat is ons? Ons is u kinders. Ons is u alles. U het ons elkeen by die naam geroep. U kyk ons nie mis nie. U is die God El Roi, die een wat my sien. En daarom dank ons u vanoggend. Dat u altyd saam met ons is. Ons dank U, Here, vir oomblikke soos hierdie. En ons wil U bid waar ons hier uitgaan, dat U ons liggame sal versterk, ons geestelik sal versterk, met die brood en die wyn, wat ons so pas ontvang het. Amen.